dankie Lionel, baie dankie, is waardeer. Kom skryf ook vir Lionel lekker hande klap. Amen, amen. Hy is regtig getrou en ons kry die goeders op YouTube so vinnig nou hoor. Dit lyk amper asof dit op hierdie week se preek is, of volgende week se preek is so vinnig kom, wat ek weet nie, maar baie dankie Lionel, ons waardeer jou hoor. En ook vir Lexie en Eywa en Gabriel, hulle moet maar saam pikkel as hulle Sondag aan kom, weet hy is 'n gesinsman, as jy baas gaan ons hele huis saam, So asof hy sê, ek in my huis sal die Here dien, of hulle wil of nie wil nie, klim. Halleluja, amen en amen, halleluja, 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 weet jy, ja, prys die Here. In jou hart, toe jy vanoggend of in die week voorberei het vir die diens vanoggend, want die Bybel sê ons, as ons by mekaar kom, dan het elkeen iets om te deel, jy sien, maar jy sien, die nuwe generasie, wat nou nuwer word, jy sien, hulle verstaan dit nog nie eintlik lekker nie, want hulle bid nie vir die pastoor vir Sondag nie, bid nie vir die dominee vir Sondag vir die diens nie, dat hy 'n woord gaan hê, daar van die troonkamer af nie, so nie julle nie, daai ons in Bloemfontein, hulle bid nie vir hulle pastoor en hulle dominees nie. Het is belangrik om vir jou prediker te bid, dat hy 'n woord sal hê van die troonkamer af. Maar dan moet jy ook vir jouself bid, sê Here, waarvoor wil U my gebruik vir Sondag in die diens? Ons moet lekker om te sit, en daai geliefde woord, ek stem saam, pastoor, dis een so waag om op te staan, ek stem saam, ek weet nie hoe jy saamstem, maar stem saam, dit is, nee, jy sien, jy moet jou hart voorberei, sê Here, vir wie gaan U my gebruik, vir wie moet ek 'n woord gee? Jy weet ek wil jou sê, 'n woord is die Here is vir jou lief, partykeer is dit spot om daai ou dit nodig het, maar ons weet die Here het ons lief. Amen. So dit is belangrik, maar 'n woord van kennis, 'n woord van wysheid, 'n woord van bemoediging, 'n woord van 'n rigting, 'n woord van waarskuwing en so kom ons en nou word ons die liggaam van Jesus. Want ons moet ons Jesus se bediening voortsit. Ons is mos nou sy liggaam. Ons is mos nou die kerk. Jy sien nou as ons dit begin verstaan, dan moet ons kyk na Jesus se bediening. Jesus het na die sinagoges toe gegaan, het hy hulle lering gegee. En dan het hy van hulle dan weer op die straat, daar het hy hulle kos gegee, en op die grasperk hulle sit, en dan die wonderwerke en die tekens, en dan terwyl Jesus stap, dan hy roep mense uit, Jesus, Jesus, en dan wil hulle stil maak, sê, maar Jesus, wat wil jy vir doen? Here, dat ek kan sien. Jy sien, maar dit is nog nie in ons hart hierdie goedjes nie, want ons sit nog te lekker. Daai het op die spoorweg, ek het op die spoorweg begin werk, as 'n jong lad. My eerste pay was gewees R69 en 'n paar sente. Ja, is baie gewees, ja, was baie jare terug hoor. Maar in elk geval, toe was 'n spoorweg gewees. Toe verander hulle die name. En hulle deel hom op in verskillende seksies en toe word dit op 'n stadium spoornet. En lyk by die ander kant is 'n sitnet. Jy sien, nou baie keer wil ons net sit net, jy sien, maar kind van die Here, ek wil vir jou bemoedig vandag. If you want to see God, raak betrokke. Jy weet Paulus bemoedig vir Timoteus, hy sê, weet jy, en hy herinner hom aangaande sy ouma se geloof, en toe sy ma se geloof, en toe sê Paulus hierdie ding, en Timoteus, ek is versekerd, aangaande dat daai geloof wat in jou ouma en in jou ma was, ook in jou is, en dan ook met die handopleg en die gawes wat ek jou gegee het, dan kom Paulus en sê vir sy geestelike seun, verwaarloos nie die geestelike gawes nie. En dis hoekom Paulus dan ook in vir die Korintiërs sê, hy sê, jaag die liefde na. Ouens, julle lag vir my, maar ek sê vir dis waarheid wat ek praat, Ons jaag nie die liefde na nie.
Want Satan sal jou so besig hou dat jy liefde nie najag nie. En hy maak jou kwaad en dan wip jy jou. Hè? Jy ken mos daai een van klim in die kaak en stilstype en onttrekkingssimptome en al daai goedes, nee. Jy ken mos daai goed. Jy sien, want hy wil jou weghou, nou, so jy nie die werk, so jy nie Jesus vir daai persone kan wees nie. Dis hoekom hy sê, jaag die liefde na 1 Korintiërs 14 vers 1. So jaag die liefde na, beywer julle vir die geestelike gawes. Beywer julle vir die geestelike gawes. Nou as ons diens toe kom of ons gaan sel toe, dan is beywer ons, en as ons dorp toe gaan, dan beywer ons, Here, vir wie gaan U my, weet jy, you need to trust God. Dan moet 'n tyd kom en die mense sê, ja, Malcolm, wat tipe mense is Malcolm? Want Jesus, hy praat hier so in, hoe weet hy die goed is? As hy bedien, dan waar kry hy die krag, waar kry hy die gawes vandaan? Dan sê hy, dis Jesus in my. Dis Jesus in my. Wat is jou naam nou weer? Martie. Wie weet is 'n Smartie box? Ken jy Smarties? Hoekom noem hulle dit Smarties? Martie Smarties. Hoekom noem hulle dit? Hy het verskillende, hy's lekker, hy het verskillende klere, nee, weet jy. En partykeer dan vat jy Smartie box en jy skit hom so, maar jy skit hom. Hy's verskillende klere, nee. En in jou lewe, nee, was daar baie Smarties gewees. Baie ups and downs gewees in jou lewe. Dit is regtig, dit is so, ek sien net Smarties. En ek sien, maar die Here sê, my dogter, moenie bekommerd wees nie. Ek is met jou. En ek gaan jou optel, en ek gaan vir jou insig gee, en ek gaan jou wysheid gee, sê die Here, dat daai Smarties almal bymekaar kan kom en een kleur sal word. En die kleur sal wees rooi en wit, die bloed van die lam en die wit die reunheid. Dat sal dit word. And God's going to open doors for you. Ek kan sien daar's deure waarmee jy stoei. Maar die Here sê ek sal vir jou die deure oopmaak. En nie 'n mens nie, maar die Here sê ek sal dit vir jou oopmaak. En ek gaan vir jou wys en ek sal die deure oopmaak en al wat ek van jou verwag is jy geloof en stap deur die deur. En as jy aan die ander kant uitkom, nou hoor, luister mooi die woord. Nou die Here sê. En Martie, never forget me, says the Lord. As jy deur die deur gaan, en jy stap in daai vryheid en die oorwinning in, sê God, moet my nie vergeet nie, want dis ek wat die deur vir jou oopgemaak het. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen en amen. Nuwe generasie is dit, weet jy, en baie ouens, hulle verstaan nie, hulle hoor dit, maar hulle verstaan nie die nuwe generasie nie, en hulle verstaan ook nie die evangelie van die koninkryk van God nie. Want as jy na die koninkryk van God wil kyk en dit verstaan, moet jy eers tot wedergeboorte gekom het. Ne? Anders gaan jy die siel uit, en dis hoekom die Bybel sê vir ons in 1 Korintiërs 2:14, sê hy, as jy die natuurlike mens nie met dinge van die gees van God nie aan nie, want hy kan nie, want dit word geestelik beoordeel. So wanneer jy met mense die evangelie van die koninkryk verkondig en jy deel met hulle en hulle verstaan jou nie, dan moet jy verstaan daar's something wrong. Okay, daar's iets verkeerd. George, dan kan ons hulle kyk en dan kan ons na die Here toe lei. We need the Spirit of God. Hulle het die bloed van die lam nodig. Hulle het nodig om tot wedergeboorte te kom. Want wedergeboorte is wanneer God se gees jou kom oortuig van jou sonde, geregtigheid en oordeel. Hy kom oortuig jou en nou jy verhard nie jou hart nie. En jy sê, ja Here, ek het 'n redder nodig. Ek wil jou vandag sê, hoor wat ek hierdie prediker vir jou vandag sê. Wanneer hy by jou stil staan en hy oortuig, jy sal weet. You will know it. Jy sal dit nooit in jou lewe vergeet nie. Want sy teenwoordigheid, the presence of God, toe Jesaja God sien, toe roep hy uit, o wee my. Wanneer die Heilige Gees kom en hy oortuig jou, sal jy ook uitroep, o wee my.
Jy sien, en as jy jou hart nie verhaat en jy sê, Here Jesus, ek neem U aan as my saligmaker, as my verlosser, word U my geregtigheid. En as jy dit met die hart glo en in die mond bely, dan kom maak hy woning in jou. Dan word jy die tempel, dan word jy die tempel van God se Gees, Vader se Gees, kom maak hulle woning in jou. Philip, dan sê in jou. Philip, dan sê in jou. Jy sien, dan hak hy jou, en hy druk jou. En dis van 'n trane baie maklik loop, want sy teenwoordigheid, want hy is liefde, daai liefde van hom verteer, en hy verteerde 'n harde hart, dat hy sommer net, hy word nie chocolate, hy word sommer net water. Nou word jy, nou is jy deel van die nuwe generasie, nou is jy deel van die kerk, en nou, as jy deel van die kerk word, dan kom die Here Jesus, en hy gee vir elkeen 'n gawes, bedieningsgawes, sodat sy liggaam kan funksioneer. Okay? Jy het jou liggaam gekry van jou ma en jou pa af. Ja. Jy het jou liggaam gekry van jou ma en jou pa af, En toe jou pa en jou ma jou produseer, toe kry jy alles wat hulle het. Dis so. Jy hoor baie jy vra jy vir die ouens, as jy sien dat nee, alles happy, dis dalk hulle 10 tone het en 10 vingers en sê ja, okay, right. Ek verwag 'n volmaakte liggaampie. Maar dis hoe ons, die meeste van ons hoe ons gebore word. Maar nou kom ons by die liggaam van die Here Jesus Christus. En elkeen van ons het 'n deel aan daardie liggaam. Of jy nou die pinkie is en of jy nou die ringvinger is, doesn't matter. Elkeen van ons het 'n funksie om te vervul. En as jy nie jou funksie vervul nie, dan het daai liggaam pyn. Want daar's iets wat weg is. Okay, so die nuwe generasie, hulle word nou die liggaam van die Here Jesus Christus, waardeur hy sy evangelie wil verkondig. Ons maak nie lidmate vir 'n kerk nie, ons moet 'n lidmaat wees van die liggaam van Jesus Christus. Okay? Ons verheerlik nie doenomisbediening nie, ons verheerlik Jesus Christus, hy is die hoof van doenomis. Hier is net ons motorkar wat ons in die hy het 'n naam wat ons gekoppel word. Okay. As ek weer 'n gemeente plant, dan sal die naam van die gemeente wees Ecclesia, die uitgeroepenes. Dis wat Ecclesia beteken, julle is uitgeroepenes. Die Ecclesias, almal wat tot wedergeboorte gekom het, is die Ecclesias, dis die liggaam, dis die kerk van ons Here Jesus Christus. Nou ek het die evangelie van die koninkryk van God, is anders as die evangelie van die koninkryk van die duisternis. Okay? Ons het almal groot geword in die koninkryk van die duisternis, so daai gewoontes en daai leringe en daai gedagtes van jou en al jou nikke kom daarvandaan. Maar as jy nou kom in die koninkryk van God, dan kom die liefde daarna, dan kom die blydskap, dan kom die vrede, kom die goedheid, kom die lankmoedigheid, sagmoedigheid, vriendelikheid, getrouheid, en daai selfbeheersing en lankmoedigheid, dat jy nie iemand wil uitsorteer nie. So, jy moet lankmoedig wees met my, want ek is lankmoedig met jou. Jy sien, kind van die Here, nou kom ons by 'n evangelie, wat die wêreld nie verstaan, die kerk verstaan dit nie. En die afgelope, verlede week het ek begin oor, want mense wil ons nie, jy moet praat oor geld nie, as jy geld so nie, ons moet nie NG kerk, hulle praat net van NG, jy weet jy, maar jy sien, ekskuus tog, ek kom daar uit hoor, maar dis lankal nie meer so nie, want dit ook verander al. Ek dink so. Maar in elk geval, om terug te kom, is dit geld, finansies. Het julle geweet, God praat meer oor finansies as wat hy oor die hel praat. Lees jou Bybel. Okay? Nou finansies is iets wat niemand sonder dit kan klaar, jy het finansies nodig. Ek sê nie vir jou, luister mooi, ek sê nie vir jou, ek is nie een van die predikers wat
hoe jou lewe gebou is, Here my wys 'n huis of 'n kar of wat ook al sal ek dit vir jou gee, nee. Maar sorry ouens, die Here ken jou behoefte en hy ken jou geloof. En hy weet wat vir jou meer as genoeg is. Vir my kan dit verskil van jou. Of jy kan verskil van my van die meer as genoeg. Jesus het gekom om sodat ons meer as genoeg kan hê. Okay. Maar finansies is nodig. Okay. Nou, waar kom finansies vandaan? Kom iewers vandaan. Finansies kom iewers, hè? Daniel, kom iewers vandaan, nie van jou pa of van jou oupa af nie. Sy sit verlede Sondag saam met ons kyk op Kruiskyk. En ek noem daar in die preek op Kruiskyk sê, my kinders weet, hulle pa het altyd geld. Ek sê, en jy kan maar my kleinkinders ook, jy sit sy sê, en dis waar. Maar ek maak seker dat hulle nie weet hoeveel ek het nie, George. Maar om terug te kom, finansies het 'n oorsprong. Waar werk jy? Dis wat die oorsprong van jou finansies is. Dit kom daar uit. Nee, jy volg. Okay? So finansies het 'n oorsprong. As jy nie werk nie, moet jy nie eet nie. Maar ieweste, jy sien, ons werk ons vir paycheck. Nee. Nou nie meer julle nie skyn heilig wees nie, van paycheck tot paycheck. Okay, nee. Maar ek, hierdie is nie my werk nie. Ek doen dit met die liefde. Dis nie vir my werk nie. Ek wil nie paycheck hê, van paycheck tot paycheck. Ek lewe in oorvloed hê. Ek wil dwars nie die maandeliks geld hê. Ek wil nie die 25ste, net bid vir die 25ste, 25ste. Ek wil nie my lewe ombid nie. Ek gaan 135 jaar baie vinnig verby, Roderick. So ons gaan nie dit hê nie. Maar ek het verlede week met ons begin praat, want ek het 3 boodskappe oor finansies wat ek wil praat met ons. En verlede week het ek gepraat oor, God word nie beweeg deur jou en my behoeftes nie. Nou, godsdienst maak, as jy, verskoning, as jy Matteus hoofstuk 6 gaan bestudeer, daar sê Jesus alles wat jy nodig het, né? En dan sê hy, moenie word soos hulle nie. Vers 8, moenie word soos hulle nie. Wie? Daai lot kersmense. Want hy het gepraat met kersmense, hy het gepraat met die skrifgeleerdes, fariseërs en sadduseërs en al die deugde. Nou, het hy gepraat. Okay? En hy sê, moenie word soos hulle nie. En jy as jy kon iemand moan. Ja. Hulle het jou nie vergeet nie. Vrou met hy nogter. Uitgepraat, oupa gaan vir penne gee. Moet as hy het aangehou tot gisteraan sy oupa kom, so na die penne kyk nou. Maar oupa wou vir haar penne gee. Ek het dit eers vir haar gesê. Toe ek vir haar gesê het, toe sien, ek gaan 'n pen kry, of penne kry. Nee, ek het dit vir haar gesê. Toe ek dit vir haar gesê het, net toe gebeur daar iets in haar gees. Oupa gaan vir my gee. Okay? Moet dan my dogter, as ek net gesê het, miskien, dat is so goed soos gee. Ansie, sy 'n ander karakter, sê. Maar, jy sien kind van die Here, dis geloof. Nou het Jesus gesê, luister mooi, het Jesus gesê, nie Gerrie Brouwer nie, het Jesus gesê, in Johannes 10:10, die duiwel kom te steel, slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Het Jesus die Paulus gesê in Filippense 4, ek sal in elke behoefte van jou onderneem na die rykdom van my genade. Het hy dit gesê? Het hy dit gesê? Ek vra, jy moet hoor wat ek vra, het hy dit gesê? Toe ek vir Daniel sê, Daniel, oupa gaan vir jou penne gee. Toe het ek het gesê, né? En sy het oupa gevat op
Sy woord. En toe sy haar tas pak, toe besluit sy, daar gaan penne in daai tas wees. Ek gaan nie sonder penne nie. Want oupa het beloof. Oupa het gesê. Nou jy sien, kind van die Here, as ek en jy so met God kan handel, God, U het gesê. Maar nou sê Jesus, moenie word soos hulle nie. Want Vader weet wat julle nodig het. Weet jy, in die penne wat ek vir Daniel gegee het, dis nie sommer net penne nie. Dis erfstukke van my oorlede pa. Wat ek gekry het, wat ek nou weer aangee na die kleinkinders toe. Want my seun Kobus, hy skryf met biekpenne. Sy's 'n teacher, sy moet pakke skryf. Maar wat wil ek jou vanoggend sê? En toe begin Jesus met hulle praat oor hulle klein geloof. Verstaan jy die woord wat sê, die woord sê, alles sal verby gaan, God se woorde nooit nie. Het hy gesê. Nou kom ons aan klein gelowig. Jy sien, ons kom uit die koninkryk van duisternis uit. Daar Satan ons belieg. Hy het ons bedrieg. Want hy's 'n moordenaar en al hoe hy regeer is met leuns. Vrees. Maar nou kom ons in die koninkryk van God, nou is ons die nuwe generasie. Verskoning. Nou is ons die nuwe generasie. Nou het ons 'n nuwe evangelie wat ons moet verkondig, maar jy kan die evangelie nie verkondig as jy dit nie lewe nie. Want dan is jy bedrieger. You need to live it. You need to demonstrate the words of the kingdom of God. Want die gees van die waarheid is nou by jou en is in jou. En dit is 'n swaar ding om hom te verstaan. Want jy sien, ons vergeet so maklik. Hy's by my en in my. En daarom jaag ek so maklik aan. Want ons vergeet wie in by my is. Ek praat met julle hoor, sien nie ek nie. En met daai ouens op die YouTube. Ons vergeet God se woord. Hy sê ek is in jou en ek is by jou. As jy die openbaring het, as jy daai openbaring het, sorry dat jy voorsit, ek gebruik maar gewoon dat die ons hier voor of daar agter, weet jy agter. Ja. Maar is so reg vir ontspan. Maar wat wil ek jou sê, kind van die Here? God het gesê. En hoeveel keer moes hy hulle vermaan as klein gelowiges? Hoeveel keer? 'n hele paar keer moes hy hulle vermaan. Aangaande klein geloof. Maar jy sien daai gedeelte waar Jesus saam met hulle in die boot is. En ek kom terug na hierdie woord toe. Is 'n bietjie weg. Hy wil ook nie lekker plak nie. Ek is te geolie. Halleluja! Maar jy sien, kind van die Here, wat wil ek jou sê? Jesus is in die boot. En nou vaar hulle oor na die ander kant toe. En terwyl hulle op die see is, kom daar 'n storm op. Wat het ons net nou gesing? Die Here is bokant dit. Ons het dit gesing, né? Lekker gesing. Maar jy sien nou Jesus is saam met hulle in die boot. Hier kom die storms, hier kom die winde.
kom ons noem dit versoekinge, beproewinge, net wat jy wil. Hulle raak bang. En die golwe, jy sien, Satan het 'n manier om vir jou bang te maak dat jy kan vrees. En hy skep vir jou omstandighede. I'm not going to make it, I'm going to drown. En hulle raak benoud. En dan lê Jesus in slaap. En hulle maak hom wakker. En hulle sê, Jesus, gee U dan nie om nie. Ek wil hê jy moet hoor wat ek jou volgens sê. Ek het dit verlede Sondag gesê, ek sê dit vir jou weer, want die sleutel van oorwinning is in dit wat ek vir jou sê. Maak hom wakker. Gee U dan nie om nie. En Jesus staan op en hy bestraf die storm. En hulle staan in verwondering. Die winde is stil, die golwe is plat, en daar's 'n rustige atmosfeer. Hulle kyk. Pragtig. Wat 'n man is hierdie man? Waar was hy gewees? Al die tyd saam met hulle in die boot. Hoe lê jou storms? Vergeet jy so maklik. Hy's in jou en hy's by jou. Kerk, is hierdie waarheid. You need a revelation. En jy het nodig om in hierdie verhouding te werk, met hy in jou en by jou. Die Johannes 14:17, die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie en hulle sien hom nie. Dink julle daai disippels het Jesus gesien in die storm? Nope. Maar hy was daar gewees. Hoe lê jou storms? Hoe maak jy, hoe word jy bewus, hy's in my? Jy sien Joseph, en dis waarom ek sukkel, man. As ouers kom met hulle verskonings. Nee, is te koud. Nee, die pyne. Ernstig. Dan sê Here, ons is die liggaam. Waar is die geloof? Het U nie gesê nie? Sê U woord nie, U wonde is ons genees nie? Het hy nou nie gesê, hy gaan in elke behoefte voorsien nie? Het hy dan nie gesê, groter is hy wat in ons is, hy wat in die wêreld is nie? En dit verwys na omstandighede. Hy wat in jou is, groter as jou omstandighede. Spaat Jesus uit klein gelowiges. God word nie beweeg deur my en jou behoeftes nie. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet. En dan sit ons as kerk, die nuwe generasie, ons wat die hoop het, ons wat die woord het, ons wat die krag het in ons, by ons manifesteer nie dit nie. Maar ek wil vanoggend met jou praat. Daai is mens verniet gewees hoor. Waar is broer Callie? Skus, gaan hy vanaand hier wees? Elke Callie sal vanaand hier wees hoor. Hy is lekker boontjies gewees. Maar 'n bietjie min was in. Maar ek wil vandag met jou praat, kind van die Here. God wil elke behoefte van ons, not your greed. Elke behoefte van jou wil God onderneem vir jou. Elke behoefte. Daniel, elke behoefte wil God
Elohim, Adonai, Yahweh, El Shaddai, Jehovah, jy noem sy name. Nou, hy wil vir jou maak, hy wil in elke een, wil hy vir jou onderneem. Elke behoefte van jou, wil God vir my en jou onderneem. Sien kind van die Here, en dis wat ek en jy as die nuwe generasie, we need a revelation, ons het openbaring nodig van hierdie waarheid. Hy het dit gesê. Hy het dit gesê. Jy sien, ons sit met profetiese woorde. 'n Woord wat van die troonkamer van God af vir jou gegee word. Wat maak jy daarmee? Het hy dit gesê? Ek sê vir Daniel, het sy 'n woord vir Vietnam. Sy op die deur het oopgegaan, nou ja, ek en julle kinders het al gepreek toe sy 14 is. Sy kan preek. Haar arme man, Johan, hier. Maar om terug te kom, as jy 'n woord het God spesifiek met jou gepraat. Hy praat deur sy woord met almal van ons. Maar profesie is direk. Het hy gesê. Jy sien, en hiermee sukkel ons. Maar God wil elke behoefte voorsien. Hy wil elke behoefte onderneem. Na die rykdom van sy genade wil hy onderneem, maar die kerk verstaan dit nie. Ongeloof vier ooggetuig. Hulle gebruik die woord, maar eet jy, maar, as God wil. God se woord, sy wil vir jou onderneem. En elke behoefte, die rykdom van sy genade. God wil nie dat enige iemand anders te vir jou onderneem, behalwe hy nie. God wil nie hê dat jy afhanklik moet wees van enige mens nie. Jy moet mooi hoor wat ek sê, moenie hoor wat ek nie sê nie. Want die Bybel sê, as jy nie werk nie, moet jy nie eet nie, so jy moet werk. Hoeveel keer beklei ons met ons werkgewers? Pay is te min. Die werk is te veel. Maar jy praat nie met God daaroor nie. As God teen 'n man se hart die werk doen, kan jy maar maak wat jy wil. Jy kan maak net wat jy wil. Maar jou afhanklikheid moet van God af wees. Kom ek lees vir jou uit Jeremia hoofstuk 17, wat jy nou al behoort te ken in die tyd. God alleen wil jou bron wees. Moet jy werk? Ja, jy moet werk. Jy sien, wanneer God vir jou in 'n werk sit, het hy jou daar gesit. Sien George, en dis hoekom ek praat oor die kontrakte. You will know, if you know God says, this is my contract, man, you will have that contract. Amen. En jou vrou, ne, sal net breër en breër lag. Huh? Ek ook. Jy sien, kind van die Here, wat wil ek jou sê in hierdie dag? Die nuwe generasie, ons is so geleer uit die ou generasie, uit die koninkryk van die duisternis, jy moet werk, jy moet wheel en jy moet deal. As jy nie 'n koevertjie onder die tafel sit, kry jy nie die kontrak nie.
Dis wat dan gaan in Suid-Afrika. Sien, maar dis die stelsel van die wêreld. Maar nou kom ons as kinders van God. Nou is ons in die koninkryk van God. Waar is die koninkryk van God nou? Jy moet verstaan, die koninkryk van die wêreld behoort regtig aan die duiwel. Maar die koninkryk van God, dis hoekom daar 'n nuwe evangelie is. Hy kom maak woning in jou. So die koninkryk van God is nou in jou. So die koninkryk van God wat in jou is, demonstreer en onderwerp die koninkryk van die duisternis. Want jy het autoriteit daaroor, as jy autoriteit nie gebruik nie, as jy die woord van God nie ken nie, as jy nie kan sê, God, u het gesê nie. Dan kom die leenaar en laat jy twyfel, klein gelowiges. En jy kan maar 'n bietjie dien jouself, jy gaan lees die boek van Jakobus hoofstuk 1. Daar praat jy so mooi oor klein gelowiges. As jy Jesus die golwe van die see, dan bo, dan onder, dan is jy bo, dan is jy onder. Dan dien jy die Here, dan is jy kwaad vir die Here, dan is jy lief vir die kerk, as jy kwaad vir die kerk, dan is jy lief vir die pastoor, dan wil jy sy nek omdraai. Nee. En so kan ons, kom aan! Dis wat emosies maak. Maar jy sien, kind van die Here, ek sê jou vandag en ek kyk jou in die oë en ek wil vir jou sê, God alleen wil jou bron wees. Jou afhanklikheid is van God af. As God nie werk in daai harte, nie kan jy maar maak wat jy wil. Satan werk in hulle harte. En hulle roep jou. OK, kom ons lees. Jeremia hoofstuk 17 vanaf vers 5. So sê die Here, vervloek. Hallo? Cursed. Vervloek is die man wat op die mens vertrou. Hallo, kyk vir my. My werkgewer. Jy doen nie reg aan my nie. Jy sien, die Bybel sê, vervloek is die mens wat op die mens vertrou. Ag, Here help hulle kyk my. Hey, dis nie my woord nie. Ek lees die woord vir jou. Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees, dit verwys na die mens, die vlees, sy arm maak, met ander woorde die krag sy voorsiening maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Hoe maklik vergeet jy wie jy is? Hoe maklik vergeet jy dat jy die tempel van God se Gees, die Gees van waarheid is by en in jou het God gesê. En elke behoefte van jou, not your greed. Do you want it or do you need it? I want to need it. Jy sien, kind van die Here, ons het die woord, maar ons ken nie ag nie, want you know what, jy moenie volgende Sondag vergeet nie. Volgende Sondag gaan ek 'n woord hierso hê vir hierdie bediening en vir YouTube en vir Suid-Afrika en almal wat wil luister. Bring jou pelle. Jy kan nie waag om te bedank nie, behalwe as jy op honeymoon gaan. Ons kameramanne, hulle is so familie. Dit begin met die kleinsus, gaan Sally op honeymoon, dan gaan die middelsus op honeymoon, en dan gaan hulle gaan. Maar moenie mis nie. Nee, ek wil jou vandag sê, hoor wat sê hy, kan ek dit weer lees vir ons? Hy sê, nee, ek sê vir jou, die tema van hierdie woord is, God wil in elke behoefte van jou voorsien. Wie wil voorsien? God wil voorsien. Maar God werk deur die mens. Hy werk in die mens se hart, nee, maar God wil nie hê, jy moet na die mens se hart kyk, God wil hê, jy moet na hom kyk. Amen. Dis die verskil. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Toets jouself, kind van God.
Beoordeel jou eie hart, dan kyk jy hoeveel keer wyk jy van God al weg, nou, dat is omstandighede, dan kyk jy na die mens, nou, en jy wheel en jy deel met die mens, dan moet jy flik vloei en so kan ek aangaan. Om te kry dit wat jy wil, terwyl God sê, hy, ek is jou voorsiener. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis. Hoeveel toetse het jy al gedop, omdat jy op die arm van 'n mens vertrou? Vra die Iwe. Die Iwe sal jou kan sê. Hy sê, jy sal wees, dis soos 'n kaal bos wat in die wildernis. Wat wildernis verwys na wat? Droogte, man. Hongersnood. Ellende, pes. Hy wat van God afwyk, hy wat op die arm van 'n mens vertrou, dis hoe hy gaan wees. Kyk na jou situasies, ouens, en ek dink ons almal het die woord praat met ons almal. Daar's al situasies in ons lewe gewees. En dan sing jy hy lied, Why me, Lord? Maar ons wyk af van die Here en hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis en hy, hoor wat sê, en hy sal nie sien as die goeie kom nie. Jy vertrou op die arm van 'n mens, maar terwyl God se goedheid jou pad langs kom, terwyl God jou wil seën, maak jy verkeerde keuse. Jy maak 'n verkeerde keuse. Jy sien dit nie. Wie? Hy wat sy God vergeet. Hy wat op die arm van 'n mens vertrou. Joseph, ek kan sien jy dink diep. Ek baie van ons volgende diep dink. Maar ouens, die Here wil, dis die boodskap van die nuwe generasie, dis die evangelie, God wil, God sal, maar hy word nie beweeg deur jou en my behoeftes nie, hy weet wat jy nodig het. Nou hoor wat sê hy, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dor plekke in die woestyn bewoon. Vergeet God, ouens, en kyk na jou lewe. Ouers leer nie hulle kinders van kleins af met tiendes en offers nie. Dis hoekom kinders by haar demanding. Ons as kerk skep dit. Dan maak ons kinders groot. Dat sê mos waar. Dan het jou ma en jou pa jou geleer van tiendes en offers van kleins af. Toe sy haar eerste paycheck kry, toe staan sy langs my hier in die Kaap. Kan jy nou daar by die toue was, jou pa toue gekoop het. En sy sê, oupa, jy het die SMS gekry. My salaris is inbetaal. Nou, ek sal dit nooit vergeet, ek het dit al getuig daarvan, haar eerste woorde aan haar oupa was gewees. Nou kan ek my tiendes vir die Here gee. Never forget God. God is jou bron. Dis hoekom hy is Jehovah Jireh. Sy voorsiening sal waargeneem word. Wanneer die goedheid van die Here jou oorskadu, dan sal daar altyd bitterbekke, langbekke en skinderbekke wees. Daar sal altyd afgunstiges wees. Jy kan maak wat jy wil. Jaloesie.
Die hartseer is, die kinders van die Here, don't celebrate, wanneer dit met iemand goed gaan, hulle celebrate, hulle is afgunstig op daai persoon, hulle is afgunstig op daai bediening. We don't celebrate one another. God se goedheid, wow, Philip, ja, ek dank God vir sy goedheid in jou lewe. Daar's increase coming. Halleluja. Sien kind van die Here, maar God wil jou bron wees. Ek kan dit nie genoeg herhaal nie. Maar julle verstaan hierdie woord, nou soos 'n tolbos in 'n woestyn. En wanneer die goeie kom, dan mis jy dit, want jy kan dit nie sien nie. Want luister mooi, jou fokus is op die mens, op gefokus en nie op God nie. En dis hoekom jy dit mis. Sjoe. Jy mis dit. Ja, Here help ons. Maar dorpsplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Sit daar in die woestyn, ellende. Jy sien kind van die Here, in Exodus 20, blaai saam met my, ek is amper klaar. Halleluja, ek weet julle het die boodskap klaar. Maar volgende Sondag, dan, wow. Exodus 20, as julle daar Genesis, Exodus, hy is tussen Genesis en Leviticus, daar iewerste. Okay, Exodus, kom ons lees gou Exodus 20, vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Kyk vir my. Waar was u en ek gewees, voordat ons tot wedergeboorte gekom het? Jy was in die koninkryk van duisternis gewees. En daai koning van die duisternis, die duiwel, Jesus sê, hy is 'n dief, hy is 'n mensemoordenaar, hy is die vader van die leuns. Dis hoe dit gegaan het in sy koninkryk. Nou kom die Here Jesus Christus deur die kruis, deur die bloed van die lam, deur die oortuiging van God, Heilige Gees. Hy kom staan by jou stil en sê, ek wil jou uitlei uit hierdie koninkryk van ellende uit. Ek wil jou uitlei uit hongersnood uit. Ek wil jou uitlei uit slaaf, want jy's 'n slaaf gewees. Ek wil jou vry maak. Ek wil jou koning maak, ek wil jou priester maak, ek wil jou medewerker maak, man. Kind van God, hoor wat sê die woord. Hy sê, toe het God al die woorde gespreek en gesê, het hy dit gesê? Ja, hy het dit gesê. Nee, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Nou hoor wat sê hy. Vers 3, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. God is jou bron. Moenie dat jou werk afgod word nie, hoor. Moenie dat jou werk afgod word nie. Hy sê, ek het jou uitgelei, ek is jou bron. Waar jy werk met die verfplek, of waar jou eie winkels is, nee, Here help hom. Ek is ernstig. Here gee hom daai wysheid, gee hom daai insig, Here gee hom daai insig, gee hom die wysheid, Here gee om 'n nuwe denke in Jesus naam. Amen. Kind van die Here. Ek weet nie hoekom ek sien goeders op jou skouers. Aan die hospitaal, as ek kom ons 'n badges nog goeders op, ek weet nie, maar ek sien verhoging, hoor. Maar jy sien kind van God, wat wil ek jou sê in hierdie dag? Nee, God wil
in elke behoefte van jou onderneem. Wie? God wil. Maar sodra u en ek 'n klein verskywing het, en Satan is baie subtiel, hy vat jou aandag weg na die arm en die vlees van 'n mens toe. God sê, ek het jou uit daai koninkryk uitgehaal. Jy mag nou verder geen ander afgode hê nie. Want toe jy in die koninkryk van die duisternis was, het jy afgode gedien. Nooit die pastoor, moet nou nie dat ons daai pad gaan nie. Dat het jou afgode vir jou uitlig nie. Dis wat die Here sê. Hy sê, ek wil vir jou onderneem. Maar ek wil hê, jy moet weet, ek is jou God. Ek is jou bron. Kom ons gaan nog so 'n bietjie verder. Is dit reg so? Ons is amper klaar. Sien, hierdie waarheid behoort die twyfel, daai klein geloof uit jou uit te haal, man. God het gesê. Daniel sê, oupa, waar is die penne? Jy het gesê. Daniel sê, ek het dit gesê, ek sal kyk. Maar pa, jy het dan nog gesê. Ansie was van kleins af, toe sy begin werk, toe vereer sy God met haar tiendes. Maar soos 'n goeie meisiekind is, Dad, sy kry haar pay. Dad, hoeveel Ansie? Dad, ek wil vir my klere koop. Sy gee die goeders vinniger weg as vir sy dit koop. Dad? Dan sê ek, ja, oké, goed. Hoeveel? Ek het soveel nodig. Dan gee Dad vir haar. Sondag kan jy maar daai offermandjie kyk. As daar 'n koevertjie met daai wat ek vir haar gegee het. Nie as salaris nie. Is die 10de daarin. Ons het ons kinders geskool. Ek kan al nie meer doen nie. Hulle het hulle eie wil. Hulle weet wat. Dan bel Daniel my, dan sê sy by oupa, hier waar ek nou aanbid daar in Durban, hulle sê so, maar ek het, dan sê moeilik, ek challenge sy hulle. Ek sê, jy weet nie, een ding onthou altyd, moenie in rebellie gaan nie, vra altyd, waar staan dit geskrywe? Waar staan dit geskrywe? Jy hoef nie te beklei nie, jy hoef nie kwaad te word nie, waar staan dit geskrywe? Dis al wat jy hoef te vra. En Opinie 3 vers 3 gaan nie vir jou werk nie, jy tel nie. Waar staan dit geskrywe? Want jy sien, jy moet God kan herinner. U het gesê. Mag ek hom herinner? Natuurlik mag ons sy woord sê dan, ek moet God herinner aan sy beloftes. Maar gewoonlik is iemand wat van God afhanklik is, wat hom herinner, die ander burgers doen, die ander doen dit nie. Die ander doen dit nie. Oké, skies man. Oké, ons lees gou nog laai om daar in Exodus 4 en 5. Jy mag vir jou geen gesneede beelde of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Kind van God, ek wil jou in hierdie dag bemoedig. Keer terug na God, na jou redder toe. Hy, luister mooi, hy kan nie lieg nie. God, dat is een ding wat God nie kan doen nie. Hy kan nie lieg nie. Die duiwel is die vader van lieg. So, wie gaan ek glo? Ek gaan nie een glo wat jy kan lieg nie. God sê, ek wil in elke behoefte van jou voorsien. Ek hoef nie. Ek herinner hom aan sy woord.
En dan gaan ek aan met blydskap. Sê, Lord, thank you, you will. Al vat dit ook 'n tydjie, want geloof het altyd 'n tydfaktor. Hy sal. Hy sal. Hy sal. Hy sal. Hy het gesê. En dis hoekom ek, toe ek Kaap toe kom, toe het ek 'n woord van die Here. Ek kon die Here herinner aan sy woord. En tot op datum, tot op hierdie uur, God kan nie lieg nie, sal tot ek my dag hier wegvat, onderneem die Here vir hierdie bediening. Dis hoekom as ek met jou oor finansies praat, dan gaan dit met jou goed gaan. When you honor God with your tithings and your offering, God bless me. Amen. Want ek staan nie in diens van jou nie, ek dien jou. Amen. Ek staan in diens van die koning. Okay? Hy is my werkgewer. Maar vervloek is ek as ek na jou kyk. So ek wil nie jou manipuleer om geld uit jou uit te kry nie. Nee. My liefde vir jou is dat dit met jou goed gaan. Dat dit met jou goed gaan. En die Here ken my hart. Dis waarheid. Kom ons sluit af. Johannes 6 vers 44. Johannes hoofstuk 6 vers 44. Okay. Johannes 6. Okay, is julle by? Kom ons lees. Johannes 6 vers 44. Hy sê so: Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Het God jou geroep? Het hy jou getrek? Dan is hy maar so Papa Vader. Dan is hy Abba Vader. En omdat hy Papa is ek en jy van hom af afhanklik, maar Papa Vader ken sy verantwoordelikheid. Hoeveel keer het ek vir julle al gesê, ek is die pa van hierdie huis. Ek belas jou nie met die bestuur van hierdie gemeente nie. Ek belas jou nie daar nie. Dis hoekom ek nie rade het nie. Rade soek ons net vir die pastoor werk, maar self roer hulle niks nie. Dis 'n feit. Jy ken mos daai ene. Toe die 3 laities. Kyk wie se pa is die rykste. Maar sy ken dit ook, ek wil jou vertel. Dis Jannie en nou Gertjie en die pastoor se seun. Kosie. En daai 3 speel saam en hulle vra en hulle sê wie se pa is die rykste. En Jannie sê sien jy daai Toyota garage is by pa se. Ja, nou Kosie sê sy pa is ryk. En nou Gertjie sê kyk daai blokwoonstel, dit is my pa se. En die pastoor sê Kosie sê hierdie twee pelle se pa is ryk. En sê jou pa Kosie sê die hel behoort aan my pa. Sê maar hoe is dit moontlik? Hy sê ja, toe my pa gisteraan van die kerkraad vergadering af terugkom. En my ma vra vir hom, hoe het dit toe gegaan my man? En hy sê, hulle het my hel gegee. Dus die werk van die 5voudige bediening is om to equip the saints, to love him, to care for him, but to equip him for their ministry. Dis wat die woord sê. Daar's nie iets anders by my nie. Halleluja. Amen. So, nadat hy ons gered het, moet ek en jy verstaan, jou pa is 'n jaloerse God. En as jy dit nie weet nie, kom volgende Sondag as ek jou vertel. Amen. God is 'n jaloerse God. Maar totdat jy hom nie ken nie,
sal dit jou nie pla nie. Maar as jy God ken, en hy maak hom openbaar, sal jou lewe verander. So ons gaan volgende Sondag gaan ons daaroor praat. Dis die 3 boodskappe oor finansies. God wil. Ek wil vir jou sê, jy hoef nie te kyk na die reservebank nie, jy hoef nie te kyk na rente nie, jy hoef nie te kyk na die ekonomie nie. God se kinders sal nie honger ly nie. God se kinders sal nie honger ly nie. Hy sê hy sal in elke behoefte van jou onderneem, solank jy vir hom kan sê, Abba Vader, U het gesê. U het gesê. Daai verhouding, daai openbaring, en die wete, is a jealous God. Hy's baie jaloers. God is very, very jealous. Jy moet dit nooit vergeet nie. Sê, ek het jou uitgehaal. Ek het jou uitgehaal uit die koninkryk van duisternis. Ek het jou oorgebring na die koninkryk van sy seun van liefde toe. Ek het jou uitgehaal. Ek is jou bron. Nie meer Satan nie. Amen. Maak dit sin? Al jou vrae kan jy woensdag aand by die selgroep, kan jy gaan daar bespreek. Die selgroepleiers, hulle is kwaai, hulle ken hierdie goeders, nee. Is maar so net, Joseph. Halleluja. Prys die Here. Nou gaan ons vanoggend ons